Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Kiep Kiep, geskryf deur Theresa Janse van Vuren. Ek het reg oorkant 'n park gebly, naby die strand. Vir maande het ek haar daar dopgehou. Op 'n Sondagoggend, vroeg, het jy die klik van haar wandelstok voor my kamer gehoor. By die park het sy 'n kombers op die grond oopgegooi, haar breërand hoed op haar kop gesit en 'n klein geel kykientjie uit haar groot sportsak uitgehaal. Sy het vir ure daar gesit en lees terwyl die kykientjie om haar rondspeel en dan op haar skoot sit vir die res van die dag. Eers laatmiddag het sy opgepak en huis toe gegaan. Sy het 'n legende geword en die parkie het al meer en meer besoekers gelok om haar te sien. Die kykientjie se naam was blykbaar Kiepie en sy was Rosa. Met haar hoed, wandelstok en haar swart sportsak het Mak Kiepie, wat al 'n groot hoenderhaan geword het, langs haar gestap as sy inkopies gaan doen het. Sodra sy by die winkel gekom het, het sy Kiepie in die sak toegemaak. Hy was tjoepstil tot hulle weer buite was. Hulle was onafskeidbaar. Die kindertjies in die straat het daarvan gehou om met Kiepie te speel. Rosa het hom soos 'n valk dopgehou. Eendag het 'n klein kykie op hom afgestorm en hom probeer hap. Kiepie het hom op sy neusie gepik. Dit het Rosa ontstel, so erg dat sy in die hospitaal beland het. Na die insident het Rosa al hoe meer en meer snaaks begin optree. Sy wou niemand meer naby Kiepie toelaat nie. Sy het nie meer self inkopies gaan doen nie, ook nie meer park toe gegaan nie. Almal het begin dink dat sy haar varkies verloor het toe hulle uitvind die dag dat sy op haar ouderdom begin het om skietlesse te neem. Die ergste het begin. Kiepie het verdwyn. Rosa was op die oorlogspad. Sy het tot 'n beloning aangebied vir die een wat Kiepie vind. 'n Maand later het iemand haar kom sê dat hulle heeltyd 'n haan hoor kraai by hulle buurvrou wat in die naburige dorpie woon. Rosa is af na die adres waar die haan blykbaar is. By die bouvalige huisie aangekom, vind sy niemand tuis nie. Sy het om die huis geloop en tot stilstand gekom toe sy hoor hoe lekker haar huishulp en nog 'n vent lag. "Jonas, ek het nooit gedink dat my madame Roos se Kiepie so lekker sou smaak nie," terwyl hulle stukke hoender van die vuur af eet. "Om te dink dat ek gehelp het om die simpel haan vet te voer." Rosa se kop het opgeruk. Sy het 'n pistool uit haar sportsak gepluk en sonder waarskuwing net daar en dan al 2 hoenderdiewe doodgeskiet. Wie sou kon raai? Sy eet van die hoender op die braai en gaan gee haarself oor aan die polisie. In die sel vind hulle Rosa dood. Op die muur pronk 'n foto van haar en Kiepie. In haar hande hou sy 'n foto van haar geliefde Kiepie vas. Op die grond lê haar wandelstok en sportsak. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.